koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir ewig, U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir ewig, U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my koning van my lewe, koning van my Goeiemôre gemeente, baie welkom vanmôre ook so hier in die erediens. Dit is wonderlik om rondom die woord van die Here en rondom die tafel van die Here te kan vergader, om te weet dat die Here ook hier by ons teenwoordig is en dat hy die een is wat met elkeen van ons 'n afspraak het, dat hy die een is wat vandag spesifiek met jou wat hier is, wil kom gesels, dat hy 'n ontmoeting met jou wil hê. Hoe wonderlik is dit om te weet dat die lewende God 'n ontmoeting met jou wil hê. En mag dit ook so wees dat jy 'n ware lewende ontmoeting met die lewende God vandag sal beleef, dat jy sy teenwoordigheid en sy nabyheid, sy troos, sy vrede en sy koningskap sal beleef. Kom ons word so stil voor die Here. Here ons God, ons kom vanoggend in U heilige teenwoordigheid, nie omdat ons waardig is nie, maar omdat U in Jesus Christus aan ons genade betoon het. Open ons oë om U woord te hoor, open ons harte om U liefde opnuut te ontvang en open ons hande om wanneer ons hiervandaan weggaan, U te dien in die mense wat U oor ons pad stuur. Spreek deur die Gees met ons, sodat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook doenders daarvan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, omdat ons bely en weet God is saam met ons hier teenwoordig, groet ek julle met die woorde genade en vrede vir julle elkeen van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde jy, die hele aarde jy. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God.
Ede, die Godheid drie in een. Vader, Gees en Seun, die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Naam bo elke naam, waardig is die naam, my hart sal sing, hoe groot is ons God. Naam bo elke naam, waardig is die Lam, my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Gemeente, ons gaan vanmôre stil staan ook rondom die Here se woord, die tema, waar loop jy vir Jesus raak? En dit beteken ook dat ons geloof in dade moet oorgaan. Ek wil hê dat ons vanmôre saam met die Heidelbergse Katekismes een van ons belydenisskrifte sal bely, daar in Sondag 32 staan. En die vraag is, vraag 86 van die Katekismes, waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? En dan die antwoord, Christus het ons met sy bloed gekoop. Daarna het hy ons ook deur sy Heilige Gees tot sy eiendom vernuwe. Die doel daarvan, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade. Dat ons werklik dankbaar is vir dit wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Sodat God deur ons geprys kan word, sodat God deur ons lewe, die manier waarop ons lewe geprys kan word. Sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry. Sodat ons deur ons Godvreesende lewe, ons naastes vir Christus kan wen. Ons naastes vir Christus kan wen. Ons gaan ook rondom hierdie tema stil staan vandag. En dan sodat ons met ons hele lewe bewys dat God deur ons dankbaar is vir sy weldade. Ons bewys ons dankbaarheid vir dit wat God vir ons gedoen het, deur die manier hoe ons leef met mekaar, in ons huwelike, met ons vriende, met ons kollegas, met ons familie en ook in die wêreld daar buite. Terwyl ons so staan, kom ons sing Ek glo. Ons ewige Vader, skepper van die heelal, God almagtig. Deur die Heilige Gees het Christus vlees geword, Jesus ons redder. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus.
wat ons verdedig, gekruisig en gelei, vergifnis is in U. In duister neergedaal, in glorie opgestaan, vir ewig op die troon. Ek glo in God die Vader, en Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in U. Ek glo U het opgestaan. Ek glo Jesus Christus is die Heer. Ek glo in die ewige lewe, die geboorte uit die maagd, die gemeente van die heiliges en in die heilige kerk. Ek glo in sy opstanding, wanneer Jesus terug sal kom. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Skriflesing uit Matteus 25 vers 31 tot 46. Matteus 25 vers 31 tot 46 is een van daardie verhale wat 'n geweldige groot impak gemaak het in my lewe. Maar daar's nog 'n verhaal wat 'n groot impak ook op my lewe gemaak het en ek wil dit graag vanmôre ook so met julle deel. Ek dink ek het dit dalk al by geleentheid vir julle vertel, maar dit gaan oor die Russiese skoenmaker met die naam Martin. Nou, Martin het een aand het hy gedroom dat die Here die volgende dag by hom gaan kom kuier. En Martin was baie opgewonde geweest want die Here het gesê hy gaan by hom kom kuier en daardie oggend toe hy opgestaan het, het hy alles in sy huis reggemaak. Hy het dit netjies gekry. Hy het sy werkswinkeltjie mooi gemaak, mooi skoon, mooi netjies, want die Here gaan kom kuier. Maar soos wat die dag verloop het, die oggend verloop het, het die Here nog nie by hom opgedaag nie en hy het toe maar daar in sy werkswinkel gaan sit en besig gewees om skoene reg te maak. En terwyl hy so in sy werkswinkel sit, toe kyk hy daar by die venster uit, toe sien hy dat daar 'n sneeuskepper is. En hy nooi toe hierdie sneeuskepper in en hy sê vir hom, kom ek gee net vir jou 'n bietjie warm koffie wat jy kan drink. En hulle gesels so 'n bietjie en hy gee vir hom ietsie warms om te drink en die sneeuskepper is toe daar weg. En Martin het maar weer gaan sit en werk in sy werkswinkel. Toe sien hy dat daar 'n vrou en 'n dogtertjie, 'n klein dogtertjie daar buitekant in die straat is. En hulle het somersklere aangehad in die koue Russiese winter. En hy het hulle ook ingenooi en hy gee toe vir die vrou van sy eie vrou se warm klere en van sy kinders se warm klere gee hy ook vir die kind en hy gee ook vir hulle ietsie om te drink en hulle is toe daar weg. Maar Jesus het nog steeds nie opgedaag nie en Martin het weer daar in die werkswinkel gaan sit en werk en toe sien hy dat daar 'n ou tannie is wat appels verkoop en sy en 'n jong seentjie het 'n onder onsie daar gehad en hierdie onder onsie is besig om hand uit te ruk. En hy gaan toe uit en hy gaan na die vrou en die seentjie toe en hy gaan help hulle toe om vrede te maak en hulle is toe daar weg en hulle het vrede met mekaar. Maar toe het dit aand geraak en Martin was baie teleurgesteld want Jesus het nie by hom opgedaag nie. Jesus het gesê hy gaan kom kuier, maar hy het nie opgedaag nie. En daardie aand het Martin Matteus 25 gelees. Toe besef hy, Jesus sê vir hom, Martin, ek het vandag by jou kom opdaag. Ek was die sneeuskepper vir wie jy ietsie warms gegee het om te drink. Ek was die vrou en die kindjie vir wie jy kos en klere gegee het. Ek was die
die tannie en die seentjie wat 'n onderonsie gehad het en wat jy gehelp het om vrede te maak. Ek het opgedaag en skielik het Martin besef, maar Jesus het by hom opgedaag. En hierdie storie bly nog altyd by my en dit bly vir my een van die mees aangrypendste verhale wat ons kan sien dat Jesus daag by ons op. Maar baie keer is ons ook soos Martin, ons sien nie Jesus altyd raak nie. Ons sien nie Jesus raak wanneer hy by ons opdaag nie. En dit is ook hoekom ek Matteus 25 vandag vir julle wil lees, sodat ons werklik kan sien waar Jesus werk, waar Jesus opdaag, waar Jesus is in ons lewe. En dit is my gebed dat ons in ons saamwees vandag ook hier vir Jesus sal ontmoet en dat wanneer ons vandag hier uitbeweeg en wanneer ons aangaan met ons normale lewe, dat ons Jesus ook daar sal sien. En dat ons hom nie net sal sien nie, maar dat ons sy hande en sy voete sal wees in hierdie wêreld. Ons het nou gesing, ons glo in God die Vader, ons glo in die Heilige Gees en ons glo in Jesus Christus. Ons glo dat hy ons God is en hy is die een wat ons roep om die verskil te gaan wees in hierdie wêreld. Voordat ons saam lees uit Matteus 25, kom ons bid saam. Hemelse Vader, mag ons vandag U sien. Mag U deur die Heilige Gees en deur die Heilige Woord met ons praat, dat ons U sal hoor en mag ons sal gaan doen dit wat U ook van ons vra. Mag ons U raak sien in Jesus se naam. Amen. Matteus 25, ek lees daar vir ons vanaf vers 31 af. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het hom vra, Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere en vir U klere gegee? Wanneer het ons U siek gesien, of in die tronk en U besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af julle vervloektes, gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie. Sonder klere en julle het my nie klere gegee nie. Siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons U honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en U nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Net tot sover ons skriflesing. Nou van kleintyd af het ek geleer dat die wêreld mense in groepe plaas. In die dorpie waar ek groot geword het, het ons altyd gepraat van die Bo-dorp en die onderdorp. Nou as jy in die Bo-dorp gebly het, dan het jy dit gemaak.
dan het jy status gehad en jy het waarskynlik geld gehad, jy het dit gemaak. Maar as jy in die onderdorp gebly het, daar waar ons gewone ouetjies gebly het, dan het jy waarskynlik nie status of geld gehad nie. Dan het jy dit nie gemaak nie. En ek dink daar het veel verander in hierdie wêreld nie. Ons wêreld deel mense nog steeds in kategorieë in. Ons wêreld praat nog steeds van dit is die belangrike mense en dit is die minder belangrike mense. Dit is die mense wat suksesvol is en dit is die mense wat onsuksesvol is. Dit is die mense waarmee ek myself wil assosieer en dit is die mense met wie ek myself nie wil assosieer nie. En sonder dat ons dit dikwels besef, plaas ons mense in 'n rangorde, in 'n hiërargie van hierdie een is belangrik, hierdie een is minder belangrik en hierdie een is glad nie belangrik nie. Hierdie een het mag en hierdie een het nie mag nie. Ons doen dit dikwels sonder dat ons dit besef. Maar wanneer ons hier by Matteus 25 uitkom, dan verras Jesus ons eintlik. Want hy praat nie hier met die belangrike mense nie. Hy praat nie hier met die konings nie, hy praat nie hier met die skrifgeleerdes nie, hy praat nie met die mense wat suksesvol is nie. Hy praat hier van die mense wat honger is, die mense wat dors is, die mense wat eensaam is, die mense wat alleen is, die siek is, die mense wat gevangenes is. En dan sê hy, hulle is my mense. Hulle is my mense. Dan gebruik hy hierdie woorde in vers 40 wat elkeen van ons eintlik moet skok. Hy sê, vir sover jy dit vir een van die geringstes gedoen het, het jy dit ook vir my gedoen. Nou die eerste ding wat ek leer uit hierdie gedeelte is dat Jesus se familie baie keer anderster lyk as wat ek gedink het. Nou ons almal ken familie en almal van ons het dalk iemand in ons familie oor wie ons nie so graag praat nie. Iemand wat nie so lekker inpas nie, iemand wat altyd in die moeilikheid is of wat daar altyd negatiewe dinge gebeur, iemand waaroor ons nie altyd wil praat nie. Maar let mooi op na Jesus se woorde hier in Matteus 25. Wie sê hy is my broers? Hy sê die mense wat nie so lekker inpas nie. Die mense wat so bietjie eensaam is, die mense wat alleen is, die mense wat ons maklik verbyloop, dit is my mense. Die mense wat nie inpas nie, hulle is my mense. En julle moet dit weet. Julle is my disippels, julle moet dit weet, sê Jesus. Dit is my mense. So die eerste ding wat ek leer uit hierdie gedeelte is, dat Jesus se mense, Jesus se familie, lyk baie keer anderster as wat ons dalk verwag. En die tweede ding wat ek leer uit hierdie gedeelte is, dat Jesus is by sy familie. Jesus is by sy familie. As jy wil weet waar Jesus werk, as jy wil weet waar Jesus is, dan gaan kyk jy daar waar mense eensaam is. Dan gaan kyk jy daar waar mense alleen is, daar waar mense seer het, daar waar mense rou, daar waar mense nie vir mekaar omgee nie. Daar is Jesus besig om te werk en daar sal jy vir Jesus sien. Natuurlik is Jesus ook deur die Gees letterlik hier by ons vandag. Maar hy stuur ons ook as sy kerk, soos wat ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 16, dat ons sy kerk is. Hy stuur ons ook uit om met die mense te gaan praat verby wie ons baie maklik loop. Want dit is wat Jesus sê. Jesus sê die mense wat vir hom belangrik is, die mense wat vir hom belangrik is die mense verby wie die wêreld maklik loop. Kan ek dit dalk net weer sê? Die mense wat vir Jesus belangrik is, en ons sien dit dwars deur die evangelie, die mense met wie Jesus homself assosieer, is die mense verby wie ons as mense baie maklik verbyloop. Mense wat ons as onbelangrik ag, mense wat ons dalk net nie raak sien nie. Dit is die mense wat vir Jesus belangrik is. En dan sê Jesus, hy is by daardie mense. Maar hy sê ook, hy is by jou. Hy is by jou en hy gee jou die krag deur die werking van die Heilige Gees om ook na daardie mense toe te gaan, om ook daar te gaan uitreik. Want in geloof is Jesus by ons.
En in geloof in Jesus Christus is ons deel van sy familie. En hy wil hê dat sy familie moet groter word, sy familie moet uitbrei, en dit doen ons deur behulpsaam te wees. Dit doen ons deur die eensame mense te gaan besoek, die hartseer mense te gaan besoek. Dit doen ons in ons huwelike wanneer ons voel, maar ek is nou moedeloos vir hierdie man van my, of moedeloos vir hierdie vrou van my, of moedeloos vir hierdie kind van my. Dan gaan wees ek daar ook in my huwelik Jesus se hande en voete. En in die wêreld daar buite gaan wees ek Jesus se hande en voete, want dit is wat hy van ons verwag. En dit is hoe ons 'n verskil maak in hierdie wêreld. As dit waar is dat Jesus die geringstes van hierdie samelewing raak sien, beteken dit nie dat ek en jy ook anderster na mense moet begin kyk nie. Beteken dit nie ook dat ek en jy moet kyk na mense dat hulle gemaak is en geskep is in die beeld van God nie. Want as hulle gemaak is en geskep is in die beeld van God, dan kan ek mos nie anderster as om met hierdie mense met liefde en respek en deernis te leef nie. Dan kan ek mos nie anderster as om my liefde teenoor hulle uit te stort nie. Om die hart wat Jesus vir my gegee het, die hart van liefde teenoor almal te gaan bewys. Want dit is wat Jesus van ons verwag. Dit is wat hy vir ons sê, en dit is wat hy wil hê ons moet doen. As ons kyk na Johannes 8, dan sien ons dat Jesus daar met die vrou gaan praat wat met oorspel betrap is. Almal wou haar met klippe doodgooi. Hulle wou niks met haar te doen gehad het nie. Maar wat doen Jesus? Hy buig af en hy gaan praat met haar, met waardigheid, met liefde, met respek, en hy wys vir haar die weg na die nuwe lewe toe. En dit is wat ons ook moet doen. Jesus sê vir ons in Johannes 13 dat julle het my voorbeeld gesien, gelukkig is julle as julle my voorbeeld navolg. Paulus sê vir ons in Filippense 2, dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus was, moet daar ook in julle wees. Dieselfde gesindheid. En dit is die gesindheid wat ons lees hier in Matteus 25, dat ons moet uitreik na die mense toe wat dit nodig het. En dit beteken ook dat ons moet uitreik na mekaar toe, want elkeen van ons wat hier ook sit, het ons eie storie, ons eie verhaal wat ons vertel, ons eie seer wat ons beleef, en Jesus sê vir ons, maar reik ook uit na mekaar toe, gaan wees daar vir mekaar, gaan wees daar vir mekaar. Die derde ding wat ek leer uit hierdie gedeelte is, dat Jesus sien mense raak. Jesus loop nie net eenvoudig verby mense nie. Hy maak nie asof hy hulle nie raak sien nie. Jesus sien mense raak. En hoe kan ons dit prakties toepas in ons lewe? Hoe kan ons mense raak sien in ons lewe? Dit is eenvoudig om net vir iemand te vra, maar hoe gaan dit met jou? Ons vra dit baie dikwels vir mekaar, ons vra dit seker elke dag vir mekaar, hoe gaan dit met jou? Maar dan luister ons nie. Ons moet dalk begin vra, hoe gaan dit regtig met jou? En dan luister ons met deernis, met respek, sodat daardie persoon ook voel, maar ek word raak gesien, ek word gehoor, mense sien my raak. Ek is nie sommer net 'n nommer nie. Ek is nie net een van vele mense nie. Ek is iemand wat raak gesien word. En dadelik begin ons leef met waardigheid. As ons so teenoor mekaar leef, as ek so leef teenoor my kollega of wie ook al die persoon by die skool saam met wie ek nie so goed oor die weg kom nie. As ek met daardie persoon met waardigheid leef, dan verander dit nie net daardie persoon se lewe nie, dit verander my ook. Dit verander my hart. En ek het ook al by geleentheid vir julle vertel wat my tannie op 'n stadium vir 'n neef van my gesê het wat 'n skoolhoof was, en sy het vir daardie neef van my gesê,
Daardie kinders in die klas en die onderwysers wat hier is, kan nou maar mooi luister. Daardie kinders in die klas wat altyd moeilik is, wat altyd probleme veroorsaak, wat altyd nonsens aanjaag. Hy het vir haar, of sy het vir hom gesê, jy gaan na daardie kind se klas toe, of in daardie klas, en jy gaan sit op daardie kind se stoel, en jy gaan bid vir daardie kind. En toe sê sy, daardie kind gaan dalk nie verander nie, maar jou hart teenoor daardie kind gaan verander. Ons harte gaan verander, wanneer ons werklik omgee vir mense. Martin het Jesus nie raak gesien nie, die storie waarmee ons begin het. Hy het Jesus nie raak gesien nie, hy het eers later besef dat Jesus by hom was. Besef ons dat Jesus by ons is? Is ons daar om ons hart en ons lewe te gee vir mense? Is ons daar om regtig vir mekaar lief te wees? Is ons daar om vir die wêreld lief te wees? Want let mooi op, Jesus gee nie vir ons hier in Matteus 25 moeilike opdragte nie. Hy sê nie vir ons, jy moet al die probleme van die wêreld oplos nie, wat baie ouens lyk my rondom 'n braaivleisvuur nogals geneig is om te doen, en sê hulle het nou al die probleme van die wêreld opgelos. Maar Jesus sê nie vir ons moet die probleme van die wêreld gaan oplos nie. Jesus sê nie vir ons moet die oorloë gaan stop nie. Jesus sê vir ons, gaan na daardie persoon wat 'n uitgeworpene is. Gaan na daardie persoon wat alleen is. Gaan na daardie persoon wat honger en dors is. Gaan na daardie persoon wat in die gevangenis is. En gaan bring my liefde in beweging. En ek wil graag hê dat ons na 'n video moet kyk wat dit vir my persoonlik baie mooi illustreer. Dit is 'n video van 3 Duitse studente wat na 'n hawelose man toe gegaan het. Kom ons kyk net na hierdie video. Darf ich dich kurz stören? Ich würde mir gerne mal deine Eimer leihen, wäre das möglich? Mein Eimer. Ja, ein bisschen drauf spielen. Spielen mit meinem Eimer. Ja. Ein bisschen Musik machen. Cool, danke. Nicht schlecht. Ja? Probieren wir noch mal was anderes. Some usual day, everything seems okay. Lights in the mirror are perfect for work. Your headphones are like a shield to the silence. But what would be if you were taking a look? Oh, another chance to change is gone. There will be new ones, but first you have to find them. This is the day we don't look away from the wings of humanity today. This is life, life, life. Life is too short to waste a chance. Every evening you're watching TV, there's another misery. Only pictures and numbers you see, but you don't mind. Like every day, close your eyes and go to bed. What would be if you were taking a look? Oh, another chance to change
Danke für den Eimer. Schönen Tag dir noch. Wanneer ons mense met liefde en waardigheid en respek behandel, begin ons iets van Jesus se hart aan die wêreld te wys. Dan begin ons iets van Jesus se hart te weerspieël. Vraag vanmôre is, waar ontmoet jy Jesus? Ontmoet jy hom by jou werk? Ontmoet jy hom by jou huis? Ontmoet jy hom in jou lewe? Waar ontmoet jy Jesus? Ons gaan almal eendag voor die koning van die konings staan en dan gaan hy nie vir ons vra hoeveel sukses het ons in ons lewe behaal nie, hoeveel geld het ons gemaak, hoeveel grade het ons verwerf nie. Niks van daardie dinge gaan belangrik wees nie. Hy gaan vir jou vra, wat het jy gedoen vir die geringstes van hierdie samelewing? Het jy my hart weerspieël? Het jy my liefde uitgeleef? En wees verseker dat ons word nie gered op grond van ons dade nie. Ons word gered op grond van geloof deur die genade wat Jesus Christus vir ons bewys het. Dit lees ons in Efesiërs 2 vers 8. Maar ware geloof gaan oor tot dade. Ware geloof verander mense se lewens. Ware geloof verander mense se lewens elke dag. As jy wil hê jou lewe moet verander, verander jou hart teenoor mense. Sien mense raak dat hulle na die beeld van God geskape is, dan sal jou hart ook verander, soos wat 'n onderwyser se hart verander wanneer hy of sy vir die kind in hulle skool bid. So sal jou hart verander. Waar ontmoet jy Jesus? Ons ontmoet Jesus vandag ook hier rondom die nagmaalstafel, en die nagmaalstafel herinner ons dat Jesus ons na ons toe uitgereik het. Dit herinner ons dat Jesus sy lewe vir ons gegee het. Dit herinner ons toe ons geestelik arm was, het hy ons ryk gemaak. Het hy vir ons die lewe gegee. Die nagmaal herinner ons dat Jesus alles gedoen het, sodat ek en jy seker kan wees van die ewige lewe. Sodat ek en jy in hierdie wêreld kan ingaan en die liefde van Christus tentoon gaan stel. Onthou Jesus se woorde in Matteus 25 vers 40. Sover jy dit vir die geringstes van hierdie wêreld gedoen het, het jy dit ook vir my gedoen. Het jy dit ook vir my gedoen. Soos ek aan die begin gebid het, is dit vandag ook hier rondom die nagmaalstafel my gebed, dat ons Jesus se hart sal sien, dat ons Jesus se liefde sal gaan uitleef, dat ons sy liefde in beweging sal bring, en dat ons mekaar en die wêreld met deernis en respek gaan hanteer en behandel. Want almal van ons is na die beeld van God geskape. Almal van ons het hy geroep om aan hom te behoort. Ek en jy is geroep om aan hom te behoort. Ek en jy die genade ontvang. Wat doen ons met hierdie genade? Amen. Ek staan skuldig voor die Heer, voor die my Vader wat regeer. Ek is nederig in my hart en my siel is so verward, en my lewe is vuil voor die troon.
Gemeente, voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons leer oor die nagmaal. Die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe wonderlik dit eendag gaan wees in die hemel. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. Hemelse Vader, baie dankie dat U Jesus na ons toe gestuur het, omdat U vir ons lief het. Baie dankie Jesus, dat U vir ons gelei het en dat U aan die kruis in ons plek gesterf het. Ons is vir U lief en ons glo in U. Hoor ons ook nou wanneer ons bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes.
barmhartige God en Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U Seun aan ons geskenk het as middelaar wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sonde gedra het en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die kragtige werking van U Heilige Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy weerkom sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en in innige gemeenskap met Christus Jesus, sodat ons ook U voorbeeld kan volg. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Amen. Waar U verskyn, word alles nuut, want U bevry en gee lewe. Elke storm swyg voor die klank van U stem. Alles buig voor Koning Jesus. U is die held wat vir ons veg. U baan die weg vir ons oorwinning. Elke vyand vlug, elke vesting val neer. Naam bo alle name hoogste Heer. Vir ewig is U heerskappy, U troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is in U grote naam. U is Jesus die oorwinnaar. Die skepping kneel in diep ontzag. Die hemel juig voor ons koning. En die magte van die hel weet die regeer. Naam bo alle name hoogste Heer. Vir ewig is U heerskappy. U troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is in U grote naam. U is Jesus die oorwinnaar. U is Jesus die oorwinnaar. U is Jesus die oorwinnaar. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. So seën God drie-enig jou. Amen. Daar's 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Hulle kreet is Jesus, hulle harte is aan die brand. Hulle voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Hulle harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie
generasie. Ons 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Ons kreet is Jesus, ons harte is aan die brand. Ons voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Ons harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. Mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom, mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Die wat bedruk is, laat hy weer laat. Vir die wat moeg is, gee hy weer krag. Deur sy genade, liefde en trou, stil in sy kinders ewig behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Kom ons loof en dank nou die Heer vir al sy liefde ons bewys, ons lewe deur
bewaar ons, hy maak ons vry. Hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die Heer, kom ons loof die Heer, dageliks weer en meer. Vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Kom ons loof en dank nou die Heer, vir al sy liefde ons bewys, ons lewe deur. Hy bewaar ons, hy maak ons vry. Hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die Heer, kom ons loof die Heer, dageliks meer en meer. Vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee.